Goeiedag almal. Kom ons gaan gou deur die leerpapier vir jaar 2 vir hierdie Junie eksamen PSW. Ons begin met die fisiese verandering in seuns en meisies tydens puberteit. Fisiese veranderings in seuns. Seuns se stem raak dieper omdat die stemkas groter word en uitsteek as 'n adamsappel. Skouers en bors word groter en breër. Penis en testikels word groter en ereksies begin plaasvind. Puisies kan begin soos die vel olierigger word. Hormone begin in die testikels werk om sperms te produseer. Sweet vind meer plaas. Hare groei om die penis, onder die arms, op die gesig, op die bors en die bene en hul word langer. Fisiese veranderings in meisies. Fisiese veranderings in meisies. Heupe en boude word groter en ronder en heupbene word groter. Borste ontwikkel. Ovaria begin estrogen produseer. Puisies kan begin soos die vel olierigger word. Menstruasie begin wanneer die eierstokke eiers begin vrystel. Sweet vind meer plaas. Hare groei om die vagina en onder die arms en hulle word langer. Emosionele veranderings tydens puberteit. Emosionele veranderinge wat by seuns en meisies plaasvind. Soos jy deur al hierdie fisiese veranderinge gaan, kan jy die verskillende emosies ervaar, soos byvoorbeeld liefde, jaloesie, woede, hartseer, depressie, verleentheid en bekommernis oor die verandering wat in jou liggaam plaasvind. Dwelmmisbruik. Sosiale faktore wat bydra tot dwelmmisbruik. 'n Persoon met 'n lae selfbeeld en swak selfbeheersing kan nie regte keuses maak nie. 'n Persoon wat onder baie stres verkeer, dit kan stres wees van die daaglikse lewe of 'n spesifieke traumatiese gebeurtenis. Wanneer jy depressief voel, kan jy afvoel en dit maak dat jy dalk dwelms wil gebruik om jou te laat beter voel. Sosiale faktore wat bydra tot dwelmmisbruik. Die media. Televisie en tydskrifte gee dikwels 'n baie aantreklike beeld van alkohol. Groepsdruk, aanvaarding in 'n sosiale groep, gesinsomgewing, daar's geen ondersteuning van die familie, dit kan hawelose mense wees of as jy tuis mishandel word. Sosiale en omgewingstoestande, arm gemeenskappe waar baie mense werkloos is. Gevolge van dwelmmisbruik, werkloosheid, verslawing, dryp van eksamen of toetse, opbreek van verhoudings, depressie, misdaad of dronk, seksuele aanranding, fisiese en emosionele mishandeling, gesondheidsprobleme en gebroke gesinne. Rehabilitasieopsies kan Alkoholiste Anoniem Suid-Afrika Nasionale Hulplyn of die AA soos hy beter bekend staan kontak by 086 143 5722. Narconon Suid-Afrika 011 622 3998, L10 Algemene Diens 021 595 4508 of die dwelmmisbruik van die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling is 0800 12 13 14. Kimoja soos ons nou al hier by Magalies ook van gehoor het 087 163 2025. Rehabilitasie is vra vir 'n terapeut of 'n dokter om jou te verwys. Verskillende leerstyle. Die visuele leerder. Die visuele leerder hou van boeke en plakkate, tekenprente met geskrewe notas en onthou beelde, vorms en kleure maklik. Die kinestetiese leerder is leerder deur te beweeg, aan te raak en te doen. Leerders is ontdekkingsreisigers en hou van praktiese aktiwiteite. Auditiewe leerders is leerders leer deur te luister en te hoor. Leerders luister graag na musiek terwyl hulle leer en hou daarvan om musikale raps of gedigte te skep. Logiese leerders, hulle is goed in wiskunde, goed met probleemoplossing, vra baie vrae en hou daarvan om eksperimente te doen. Vriendskap. Hier is 'n paar voorbeelde van eienskappe wat 'n goeie of 'n verkeerde of slegte vriend kan hê. Goeie vriende is vriendelik en sorgsaam. 'n Goeie vriend behandel ander met respek en toon deernis.
Betroubaar, 'n goeie vriend hou jou geheime en is eerlik met jou. Ondersteunend, 'n goeie vriend help en moedig jou aan in goeie en moeilike tye. Goeie luisteraar, 'n goeie vriend luister wanneer jy moet praat en waardeer jou gevoelens. 'n Goeie vriend staan by jou en praat nie sleg oor jou agter jou rug nie. Verkeerde vriende, selfsugtig, hulle hou, dink net aan hulle self en nie aan ander nie, is jaloers, 'n slegte vriend raak maklik jaloers op jou sukses en besittings, oneerlik, hulle vertel leuns en mislei ander, negatief, hulle beïnvloed jou om verkeerde en slegte dinge te doen, onbeskof, hulle spot met ander en gee nie om vir mense se gevoelens nie. Geniet dit en sterkte!